Goeiemôre. Ons is vanoggend by die laaste aanbieding oor Jona en dit is hoofstuk 4. Ek wil dit opsom met hierdie 3 frases. God se hart, Jona se hart en ons harte. Johan se lees som eintlik die hele boek so mooi op dat elke hoofstuk op 'n manier gaan oor genade. In hoofstuk 1 vlug Jona vir die genade. In hoofstuk 2 daar in die vis se maag soeg hy voor die genade, buig hy voor die genade. In hoofstuk 3 beleef hy in die bekering van Ninive, God se genade. En dan in hoofstuk 4 is hy vies, is hy kwaad oor God se genade. Ons sien Jona vind geen vreugde in die mense van Ninive se bekering. Het jy al gedink wat Jona eintlik moes doen? Hy moes verheug gewees het. Hy moes na die mense toe gegaan het en hulle onderrig het, hulle geleer het, hulle gelei het oor hoe om die ware God te aanbid. Maar dit is nie sy reaksie nie. Die koning of staatsleier van Ninive het nie geweet hoe gaan God reageer, of hy het nie geweet hoe God gaan reageer op die mense van Ninive se bekering. Maar Jona het 'n sterk vermoede gehad. En daarom gaan haal hy aan uit Eksodus 34. Hy sê, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Here, dis hoekom ek weggevlug het na Tarsus toe, omdat U is soos U is. Dis U skuld, Here, dat ek weggevlug het na Tarsus toe, omdat U liefde is, omdat U genadig is. Ek was nog heeltyd bang dat U hierdie verskriklike mense, hierdie wrede mense, hierdie heidene sou spaar, hierdie vyande van Israel. In 'n paar dekades na Jona, val die Assiriërs dan ook vir Samaria, die hoofstad van die Noordryk, aan en voer die mense van die Noordryk Israel in ballingskap weg. As Jona daardie tyd geleef het nog, wonder ek wat hy sou gesê het. Ek is seker hy sou gesê het, sien jy nou, ek was reg. As God destyds vir Ninive vernietig het, soos wat hy moes, het niks hiervan dalk gebeur nie. Jona gaan sit buite die stad, daar op 'n sandduin of 'n heuwel. Hoekom? Want hy hoop en hy kyk of God nie dalk van plan sal verander nie. Of God se hart nie dalk soos Jona se hart teenoor Ninive sal word nie. Intussen brand Jona se hart van bittere woede en ontsteltenis oor God se onverdiende genade aan hierdie mense van Ninive. Hy vergeet. Hy is self iemand wat deel gehad het aan daardie genade toe hy in die see moes verdrink het en die vis hom ingesluk het en sy lewe gespaar is. Jona is self aan die ontvangkant van God se genade, maar hy is smoorkwaad oor God se genade aan mense, wat hy gedink het eintlik buite die reikwyte van God se genade behoort te wees. Hierdie mense van Ninive. Ek wil jou terugneem na Lukas 15 toe, na die gelykenis van die verlore seun. Hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis? Oor dit wat staan aan die begin van hoofstuk 15, waar die skrifgeleerdes en die fariseërs Jesus beskuldig het en gesê het, hierdie man spandeer tyd met sondaars en hy eet self saam met hulle. Wat kan erger wees as dit? As ons kyk na Lukas 15, na die gelykenis van die verlore seun, aan die begin tree Jona op soos die jongste seun, wat wegvlug van die vader af na 'n ver land toe. Maar in hoofstuk 4 is hy die oudste seun. As sy broer terugkom, hierdie klein rondloper en vermorser, as hy terugkom na die huis en sy pa vir hom 'n fees wil hou en hom oorlaai met goedheid, dan sê die oudste seun in Lukas 15 vers 28, toe het die oudste seun kwaad geword, net soos Jona, en hy wou nie die huis ingaan nie.
Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, ek werk al die jare soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nie eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, nie eers meer my broer nie, hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Hoor jy Jona se hart in die oudste seun? Hoor jy die Fariseërs se beskuldiging aan Jesus, dat hy tyd saam met sondaars spandeer en saam met hulle eet? Dieselfde probleem met Jesus in Lukas 15 en die God van Jona. Te sag en te genadig op sondaars. Ek wil bietjie kom by God se vraag aan Jona. En wat is God se vraag? Het jy rede om kwaad te word? Die Engels sê, Jonah, is it good that you're angry? Dis wat die Here vir Kain vra. Hoekom is jy bedruk? Hoekom is jy kwaad? Timothy Keller verduidelik dit so mooi. As long as serving God fit into Jonah's goals for Israel, he was fine with God. As soon as he had to choose between the true God and the God he actually worshipped, he turned on the true God in anger. Sy identiteit as burger van Israel en patriot van Israel was meer belangrik as sy dienaar van die God van alle nasies. Hy het vergeet, God het Israel eintlik uitgekies, terwille van die nasies en nie net terwille van Israel nie. Jona die ware God probeer inspann om sy eie nasionale Israelitiese afgoedjie te dien. God wou niks daarvan weet nie. Iemand het eendag vir my gesê, Jan, 'n mens kan 'n prentjie van God in jou kop hê, en dan aanbid jy daardie prentjie van God, of jou konsep van God, en nie meer die ware God nie. Hoekom vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te wees? Want God wil hê Jona moet vra agter hierdie emosie, Jona, hoekom is jy so kwaad? Dissekteer dit, ondersoek dit, unpack dit, as om dit net eenvoudig te aanvaar. Hy vra van ons dieselfde. Hoekom is ek so ontstel? Hoekom is ek so hartseer? Hoekom is ek so angstig? Hoekom is ek so moedeloos? Hoekom is ek so ontevrede? Hoekom is ek so kwaad? Ek wil kom by die komkommerplant, die wurm en die skroeiende wind. Ons teks sê God het al drie van hulle gestuur. En as hy komkommerplant vrek, dan is Jona so kwaad dat hy weer wil sterf. As hierdie plantjie waaronder hy skuiling en koelte kry, opgevreet word deur die wurm. En hier is die beeld. Jona, jy is begaan. Jy is bedroef. Hoor hierdie ou plantjie wat eendag opgekom het en die volgende dag weg was, wat vir jou gemak en gerief gegee het vir 'n kort tydjie. En jy is kwaad oor die gemak en gerief van die ou plantjie se skaduwee nou van jou weggeneem is. Maar Jona, ek mag nie begaan en bedroef wees oor 120.000 mense en hulle vee wat sou omkom as ek Ninive sou vernietig nie. Die Here sê, Jona, in die ou Afrikaans, hierdie mense ken nie hulle regterhand van hulle linkerhand nie. Hulle weet nie wat reg en verkeerd is nie. Jona, gee jy nie om dat hulle vergaan nie. Dat hulle in die duisternis van hulle onkunde gaan voortstrompel en daarom ewig verlore sal gaan. Gee jy nie om nie, Jona. Ek wil afsluit met God se hart vir die wêreld. Die boek van Jona vra of ons God se hart, God se passie, God se omgee vir die wêreld het. Nou dat die wêreld is nie 'n abstrakte konsep nie, dis mense met 'n geskiedenis, 'n naam en 'n storie.
en 'n gesig? Hierdie vraag word ook aan jou en my gevra. Het ons die Vader se hart vir mense meer as net mense soos ons? Ons weet nie hoe Jona God se vraag beantwoord het nie. Mag ek nie omgee nie, Jona. Daarom antwoord jou en my lewe God se vraag aan Jona. Want God was nie net so ontstel oor Ninive se verlorenheid, maar oor jou en my verlorenheid, dat hy iets drasties daaraan gedoen het. Hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf, om ons te kom red van ons sonde en verlorenheid. Jona is so kwaad dat hy kan sterf. Christus is so vol omgee en empatie, dat hy sterf vir verlore sondaars. Ons was sonder hoop en sonder God in die wêreld, net soos die mense van Ninive. En hy het ons deur Jesus Christus kom red. Ons is Christene, wat beteken ons is navolgers van Jesus Christus. Ek wil jou vra, is Christen, is navolger van Jesus Christus wees, is dit jou identiteit, jou ware identiteit, wat jy gaan uitleef? Of is Christen net jou verhoognaam, jou stage name? Ek sluit af. Lukas 9 sê hoe ons Jesus moet volg, deur ons kruis op te neem en hom te volg. Iemand beskryf hierdie kruis van agter Jesus aanloop en Jesus volg as 'n Ninive kruis. Ek lees iewers, the life of a Christian is mostly not a life of glory, but of service, and it is not like living on a glittering stage, but working behind the scenes to honor God and love others. Hierdie kruis is die Ninive kruis. Want dit druk ons uit ons gemaksones, uit ons geriefsones uit en vernietig daardie komkommerplantjies waaronder ek en jy skuil om diens aan God en ons naaste te ontduik. Die Ninive kruis vra, wat loop uit jou en my lewe uit? Is dit die hart en gesindheid van God teenoor mense, wat ons veral in sy liefde in Christus so duidelik gesien het? Weerspieël jou hart en my hart en jou optrede en my optrede, die Vader se hart of Jona se hart. Amen.